was. Was ons lekker om terug te wees en om vanoggend op 'n lekker somersdag saam met jou te kan kerk hou. Hierdie tyd van die jaar is altyd so 'n bietjie vreemd, want in die dag dan vrek jy van die hitte en in sommige aande dan vrek jy nog steeds so 'n bietjie van die koue. En dit maak mense so 'n bietjie confusing. Maar iets wat ek besef terwyl ek hier sit en in die stil dele van die familienuus hoor ek hoe hoes en proes 'n paar mense. En ek het dit in my hart gevoel, ek dink baie keer verwag ons vra die Here vir groot goeders. Ons vra die Here vir groot goeders en ek dink ons vergeet soms dat die Here in die klein goeders ook met ons wil wees. So as jy weer al sit iemand nou langs jou wat gehoes het in die laaste 10 minute of jy weet jou man of jou vrou sit langs jou en hulle is siek, kan ek jou vra om net gou jou hand op hulle te sit en ons gaan gou saam bid vir die klein goeders ook, want dit stig ons geloof vir die groot goeders. Ek bid vir ons. Vader, dankie dat ons kan weet, Here, U is die groot geneesheer en daar's niks te groot nie, Here. En soms dink ons geloof word uitgedaag in die groot goeders, Vader, maar dis die klein goeders, Vader, wat ons soms vergeet dat. Hoor jy maar, U het te sê oor hierdie en U wil actually iets hieraan doen. Here, so ek vra vir elke persoon wat in hierdie oomblik in hulle liggaam siek en moeg voel, Vader, in hulle liggaam wat afgetakel is deur een of ander virus of een of ander verkoue, Here, in die naam van Jesus bid ek vir verligting, Here. Ek bid dat ons liggame begin funksioneer soos wat U dit gemaak het om te funksioneer. Dankie dat U ons siele oplig in hierdie oomblik, Here. Dankie dat U ons kom stig in ons geloof, Vader, en dat ons in hierdie oomblik kan kerk hou, Here, en sommer vergeet van hierdie siekte wat in ons lyf is, Here. Ons kom in die naam van Jesus en ons kom vra vir U vir genesing, nie net oor ons liggaam en Here, maar soveel keer wat dit na ons denke toe gaan in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek wil jou herinner dat as ons 'n reeks doen, dan is dit regtig nie omdat ons voel, hoor hierso, die 5-punt plan van kerkgroei is om heeltyd besig te wees met 'n reeks nie. Ons het nie een of ander boek gelees wat vir ons sê, hoor hierso, as jy kerk reg wil doen, dan moet jy reekse doen en as jy nou die goeie reekse, hierdie en hierdie reekse, weet ons koop so 'n bundel een keer 'n jaar van die beste reekse om te doen by jou kerk. Nee, is nie dit werk nie. Maar as ons 'n preekreeks doen, dan vertrou ons regtig dat die Heilige Gees met ons praat oor dit. Ons vra onsself as span en ons vra vir vennote, ons doen eintlik 'n studie om te kyk, waar is ons as gemeente? Want die Here sê op 'n enige gegeewe oomblik sê hy iets vir sy globale kerk en dan sê hy iets vir ons land se kerk se liggaam en vir ons stad, maar dan sê hy iets spesifiek vir hierdie gemeente en die Here weet waarmee hierdie gemeente besig is en die Here weet waarmee jy besig is en wat jy nodig het. En ons gaan sit met hierdie reeks en ons sê ouens, wat's volgende? Ons kom nou net uit 'n reeks uit wat gaan oor aanbidding. Dit druk die Here dit baie sterk op ons harte dat die besef dat ons mekaar nodig het, iets is wat hy vir die volgende 4 weke met ons oor wil gesels. Jy sien, hier is die ding, nee, ons het 'n lys gaan maak en julle onthou so 'n paar weke terug het ons jou gevra om goeders in te vul, dat ons 'n idee het van waar die gemeente is. Ons is so 2 weke terug was ons op ons 2025 wegbreek en ja, ons is al daar, kan jy dit glo, is om die draai. En ons sê, wat wil die Here doen in 2025? Wat is die strategie wat hy wil hê ons moet shift in ons denke in hierdie gemeente? Wat is die dinge wat hy wil initieer en ons wil onsself belyn weet waarmee hy besig is? Ons wil nie besig wees en dan vir die Here sê, hey, kom help 'n bietjie hier nie. Nee, ons wil vra, Here, waarmee is U besig? Want ons het net hierdie voorreg om deel te wees van waarmee hy besig is. En ons sê, kom ons maak 'n lys van die dinge wat ons voel in ons gemeente die grootste nood is. Die dinge wat meeste mense mee struggle, die dinge wat meeste mense mee deurgaan en die afsprake wat ons het, wat is die goeders as ons dit moes gaan opsom en in 'n spreadsheet gaan sit, wat is die issues, wat is die probleme? En nou een ding wat belangrik is 'n mens wil nooit hê dat die kerk gelei word deur probleme nie. Want die Here is visionêr. Baie keer sit ons in ons probleme en ons sê, ja, as ek nou 'n preek kon kry, dan wil ek hê dit moet hieroor gaan. Dan sê die Here, wel, dis nie actually wat jy nodig het nie, hierdie is net 'n simptoom van iets anders. En ons kom toe agter in hierdie beplanning, luister, die idee van dat ons mekaar het, as ons kyk na hoe Jesus gefunksioneer het met sy 12 disippels, en in hierdie 12 was al 4 wat naby aan hom was, en een ding wat jy eers sê is, ja, maar onthou nou, dis Jesus, dis die seun van God. Jy's reg. Maar hy was 100% mens en 100% God op dieselfde tyd. Elke liewe fisiese ding wat jy deurgaan hier op aarde, het Jesus deurgegaan. En as ons kyk na sy lewe, dan is dit veronderstel om vir ons amper 'n blueprint te wees van, ek
kan nie my lewe deurgaan in hierdie land, in hierdie tyd, in hierdie eeu en nie die beginsels van hoe Jesus deur sy lewe gegaan het implementeer en dink ek gaan veilig aan die ander kant uitkom nie. Ons kom agter toe ons die lys maak dat hierdie dinge die mees effektiefste opgelos word in ons lewens wanneer ons mense om ons het. Daar's 'n stelling wat sê no man is an island. En die woord man beteken nie man nie. Man in hierdie konteks verwys na die mensdom. Geen persoon, geen individu is veronderstel om 'n eiland te wees nie. Jy weet, 'n eiland is daar een kant. In baie gevalle is die eiland nie deel van 'n vaste land nie en hy val onder sy eie regeringkie en is alles klein en is alles op hulle eie en as daar 'n groot oorlog oopbreek dan worry niemand eintlik oor die eilandjie nie. Hy is al net so ietsie hier in die pad wat ons net uit die pad uit moet kry. Dis nie eintlik iets om mee te reken nie en dis presies so met elke een van ons. Galasiërs 6 vers 2 sê dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Jy sien, een van die grootste redes hoekom ons voel, ons het nie mense nodig nie. Of hoekom ons voel, weet jy wat, ons kan self deur hierdie. Jy weet, dis 'n klein seentjie. As jy vir hom sê, kom pappa gaan vir jou koeldrank ingooi, dan sê ek wil self. En dan los ons hom, want hy moet nou leer. En dan as al die ouers op die grond lê, dan sê ons, okay, pappa sal dit nou vir jou doen. En mamma sal die ouers skoonmaak wat Boetie klaar gemors het. Ek het 'n goeie idee van hoe ouerskap werk, né? Ek werk nog daaraan. Ek het min daar, dan kan ek vir julle kom terugvoer gee hoe dit gegaan het. Daai ding van self, van ek wil self, is iets wat ons dink ons ontgroei wanneer ons groter word, want ons weet nou wat ons kan doen en nie kan doen nie, en ek wil vir jou sê, dis nie die waarheid nie. C.S. Lewis skryf in sy boek Meer Christianity, skryf hy, trots is een van die goeders wat die wydste impak in die mens se lewe moontlik kan hê. Dis eintlik paradoks, want hy sê, aan die een kant sê trots, almal moet my help. Die wêreld skuld my iets. Julle skuld dat ek is soos wat ek is, en as ek op jou knoppie druk, moet jy my help. So, trots manifesteer baie keer in 'n persoon se lewe van, almal skuld my iets, en almal moet heeltyd daar wees vir my. Jy weet, ek is die middelpunt van almal se lewens. Maar aan die ander kant van die spektrum sê trots, ek het niemand nodig nie. Ek kan alles self doen. Niemand verstaan my situasie so goed soos ek nie. Jy sien, wanneer ek en jy tot bekering kom, julle, is dit so belangrik om weer eens, en dit voel vir my, ek preek elke week, sit ek hierdie one-liner in, waar ek sê, ouens, ons lê ons lewe neer. Ons sterf. Ons gaan dood. Laas toe ek gekyk het, as jy by die lijkhuis 'n draai gemaak en jy trek die laaiers so uit en jy vra vir hulle, so wie van julle is lus vandag om dit of dit of dit of dit te doen? Niemand gaan jou antwoord nie. Want hulle elkeen is dood. Hulle is dood daar waar hulle lê. En hierdie prentjie wat Jesus kom skep, en hy sê, luister, wanneer jy my wil volg, gebeur daar 'n nuwe geboorte deur die Heilige Gees. Hy sê vir Nikodemus, hy sê, en hier kom Nikodemus en hy sê, luister, ek het gesien wat jy doen, ek sien al die wonderwerke wat jy doen. En dit is net so teenstrydig met hoe ek my hele lewe geleer het. Want jy moet verstaan, Nikodemus, skrifgeleerde, rabbi, hy ken die Ou Testament, vandat hy so klein is, ken hy die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Pentateeg, noem hy so op. Wat skrifkennis aanbetref en wat godsdienst aanbetref, is hierdie ou 'n kenner. En hy hou hierdie Jesus dop en hy kom agter, ek het eintlik niks. Al die kennis is niks. En hy stap na Jesus toe, hy sê vir hom, ou, hoe kan ek kry wat jy wil hê? Hy sê vir hom, luister, niemand wat nie deur die Gees gebore word, wedergebore word, kan hê wat ek het om te gee nie. Nou kan jy sien, hierdie ouetjie se tor is besig om af te val, want hoe moet hy sê vir hom, moet ek dan nou terugklim in my ma en weer gebore word? Sê nee. Daar is 'n fisiese geboorte. Hy sê, maar daar's 'n geestelike sterf wat moet plaasvind, sodat die Here deur jou 'n nuwe geboorte kom gee, sodat wanneer jy in hierdie wêreld inkom en jy word deur Jesus nuut gemaak, bly daar niks oor van jou nie. Julle, toe ek en jy tot bekering gekom het, veronderstel om niks van my oor te wees nie. Hy sê vir my, maar dis onmoontlik, en weet, vir die mense is dit onmoontlik, en jy gaan nog deur jou lewe, en jy kom agter, wel, hier is lewe ietsie nog, en hier is nog 'n bietjie van 'n trots, en hier is nog 'n bietjie van 'n eie sinnigheid en goed, want dan is dit my voorreg om die Heilige Gees toe te laat om vir my te kom wys, wie is ek in Jesus Christus, dat ek my trots kan neerlê. Jy sien die hele skrifvers, Galasiërs 6 vers 1 tot 3, gaan soos volg. Hy sê, broers,
As iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets, en hy is eintlik niks, bedrieg hy homself. Het hierdie vers kom sê eintlik vir ons, luister, jy het geen rede om te dink jy is oulik nie. As geen rede dat jy jouself op 'n stoeltjie moet sit en sê, jy weet, niemand verstaan my situasie nie, niemand kan my help nie. Hierdie hele vers kom lê eintlik die plaveisel vir my en jou om te verstaan. As ek sê ek is 'n kind van die Here, moet ek verstaan, ek's 'n broer of 'n suster van elke persoon wat langs my staan. Jy kan nie sê, Jesus sê, jy kan nie sê jy het my lief, maar jy het nie my mense lief nie. Jy kan nie sê, o Here, U is my God, U is my Vader, maar kyk nie na die persoon wat langs my sit en sê, soos hierdie liedjie wat ons aan die begin gespeel het, weet, maar jy is my maat, deur dik en dun, deur yster en plaat, ek is hier vir jou, ek is die een wat sal seker maak, jy's okay, jy is die een wat sal seker maak, ek is okay, en hy skryf daar, hy sê, dan vervul julle die wet. Nou dink jy by jouself, okay, van wat se wet praat hy hier, en hy verwys na Johannes 13 vers 34, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ek wil vir sê, ons kom op 'n Sondag hierso by mekaar. En ons aanbid en baie keer gaan ons hier weg en sê ons, wow, dit was 'n great diens. Baie keer gaan ons hier weg en sê ons, dit was al beter. En as dit ons idee van kerk is, van, dit is hoe ons mekaar lief het, ons sit langs mekaar, ons smaal mekaar as ons al by die deur inkom, wil ek vir jou sê, misverstaan ons wat God se idee was met die liggaam van Christus. As hierdie gemeente nie vir jou 'n plek is waar jy 3 of 4 of 5 of 6 mense het wat om jou staan en jou sterk maak, en die persoon is wat jy weet, hierdie persoon het 'n verhouding met die Here, en deur dik en dun is hulle daar vir my nie, wil ek vir jou sê, is ons besig met 'n tipe kerk, wat ek nie noodwendig enige plek in die woord van lees nie. Op 'n Sondag kom ons by mekaar en ons kom vier eintlik wat die Here deur die week, deur daai 5 of 6 of 7 mense in ons lewe en deur ons lewe na hulle lewe kom doen het. Wie is daai 5 of 6 mense in jou lewens? Ek wil jou vra om gou na hierdie video te kyk. Dankie julle. Die storie wat hy vertel is die storie van Markus 2 vers 1 tot 4. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum aankom, het bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom sodat hulle selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon uitkry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop, en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daar deur sak. Hier is die ding, daar's baie kere, julle, wat ek of jy nie kan loop nie. Daar's baie kere wat ons is nie in staat om onsself te help nie. Weens dinge wat om ons gebeur, leuns wat oor ons lewe gespreek is, en ons glo dit, of trauma in ons lewe, of ons gaan deur 'n groot dip, jy verloor jou werk, en ek kan 100 voorbeelde noem vandag, van kere wat jy jouself op 'n plek kry, wat jy, dis net onmoontlik om jouself daar uit te kry, en my vraag wat ek vir jou het is, wie is die 4 vriende, wat so oortuig is van Jesus se krag om jou, dat as dit nodig is, sal hulle die dak ook oopbreek om jou daar uit te kry. Ek dink die wêreld self is ook baie oortuig dat vriende so nodig het. Sien die mooiste quotes op Facebook, mense wat praat oor, jy ware vriend, dit en dit en dit, en so mooi, en almal het vriende nodig, en almal is oortuig van die feit dat jy vriende nodig het vir 'n lekker tyd, en jy het vriende nodig om by te kuier, dat jy daarom nie alleen is nie. Maar ek en jy het die woord van God, wat vir ons baie mooi sê, luister, wanneer ons praat oor vriende, dan is daar mense op wie jy 'n invloed het, maar wie is die vriende wat 'n invloed op jou het? En as jy nou na jou vriendekring moet kyk en jy moet sê, luister, die dag wanneer ek in my geestelike lewe, of selfs fisies op 'n plek is waar ek nie kan loop nie, weet ek, hier is die 4 mense in my lewe,
wat sy verhouding met die Here so sterk is, en wat so lief is vir my, en so omgee vir my, dat hulle my enige tyd 'n dak sal oopbreek, en my laat sak. En dis 'n metafoor. Die storie het werklik gebeur, en natuurlik vandag is dit nie nodig dat iemand 'n dak breek nie. Maar waarna dit eintlik verwys is om soveel moeite te doen om jou te vat en te dra waar jy self nie kan loop nie, en die moeite te doen om jou op 'n plek te kry dat jy kan besef, die een wat voor my staan is Jesus Christus. Want daar's nie een van ons, julle, wat deur ons hele lewe gaan en nooit op 'n plek kom waar jy vergeet wat die krag van Jesus Christus is nie. Elkeen van ons het dit nodig. Dawid se storie, Dawid se lewe is in soveel opsigte is dit hierdie ongelooflike testimonie, want wanneer ons aan Dawid dink, die eerste ding wat by ons opkom is, hy, ou wat vir Goliat verslaan het, en hy, dis die ou vir wie die Bybel sê, hy was na in God se hart, en dis 'n preek vir 'n ander dag, maar ons sien die ongelooflike oorwinnings in Dawid se lewe, en ons dink, wow, hy was hierdie koning, en hy het gedans vir God se troon, en jy weet, as ons nou iemand wil wees, as elke man nou iemand sou kon wees in die Bybel, gaan meeste sê, yes, ek sal nog als Dawid wou wees. Maar as jy na Dawid se lewe gaan kyk en sien jy, luister, hierdie ou, hy sien dit al. Hy was op die berge waar die vrouens sy naam gesing het in die strate, maar hy was in die gutters waar sy hele koninkryk niks met hom te doen wou gehad het nie. Want hy het gelieg, en hy het bedrieg, en hy het moord gepleeg, en hy het op 'n plek gekom waar hy soveel trots gehad het, waar hy gedink het, hy is above it all, en sy hele lewe kom wys vir ons, dat as dit nie vir 3 mense in sy lewe was nie, 3 tipes mense in sy lewe nie, dan dink ek nie sou die einde van Dawid se lewe, en die stories wat ons vandag van hom verstaan, gewees het wat dit is nie. Dan sou hy dalk vir ons 'n voorbeeld vandag gewees het van iemand wat ek net tog nooit wil wees in my lewe nie. Die eerste persoon wat Dawid in sy lewe gehad het, was Samuel. Samuel was die profeet wat by hom gekom het en hom gesalf het as koning. Hy is die een wat gekom het by sy pa Jesse en gesê het, luister, hier is 'n seun in jou huis wat ek glo en ek ervaar, hy is die volgende koning van Israel, en Jesse laat al sy seuns oplaai, en Samuel sê toe, nee, wag, dis nie een van hulle nie, en hy dink toe by homself, nee man, dit is regtig al my seuns. Nou, die Bybel sê dat Jesse sê, dis regtig al my seuns. Dink net gou as jou pa, as al 'n profeet by jou pa kom en sê, laat al jou seuns langs mekaar staan, en die profeet sê, dis nie almal nie, en jou pa sê, nee, dis actually almal, en hy het actually vergeet van jou, wat iewers in 'n veld besig is om skapies op te pas. En hulle laat half toe vir Dawid, en hy kom maar in, en hulle salf hom, en net in daai oomblik skop hy die mentorskap af in Dawid se lewe. Daar's groot dinge gespreek oor ons lewens en oor jou lewe ook. Die Here spreek amazing dinge oor jou lewe, en van daai dinge vat jare om in wording te kom, en soveel kere is ons haastig met dinge, maar dan moet jy verstaan, die Here is besig om karakter te bou in jou lewe. Ek het 'n groot voorreg gehad om hierdie week te gaan liedjies skryf saam met 'n klomp groot name in die Afrikaanse aanbidding geskiedenis, en ek sit daar tussen hierdie ouens, en nou moet ek 'n liedjie wat ek geskryf het vir hulle pitch. Nou is dit soos, okay, nou staan ek daar sit Retief Burger, daar sit Louis Brits, daar sit Stella. Nou moet ek nie om my liedjie nou. Nou wat ek hoor in die agterkant van my kop is soos, jy hoort nie eintlik hierso nie. En ek stap na die week stap ek al weg, en ek sê vir die Here, dankie. Hierdie is een van die grootste drome in my lewe, maar dankie dat dit nie 10 jaar terug gebeur het nie. Dankie dat dit nie 5 jaar terug gebeur het nie. Here, ek is nie seker of hierdie 'n jaar terug moes gebeur het nie, want my karakter was nie op 'n plek waar ek regtig hierdie kon dra en sien vir wat dit is, en net hierdie geleentheid vat sonder dat dit 'n effek het op wie ek dink ek is of wat ek dink ek is nie. En soveel kere is dit so, die Here spreek incredible dinge oor jou lewe uit, maar dan sê hy, luister, ek wil jou karakter bou, sodat wanneer daai goed oor jou pad kom, dat jy dit actually kan dra. En om dit werklik reg te kry en aan die einde uit te stap en staande te bly, het Dawid 'n mentor nodig gehad. Hy het 'n Samuel nodig gehad. Hy het iemand nodig gehad, en dis nie veronderstel om noodwendig iemand te wees wat ouer as jy is of hierdie ongelooflike wyse persoon nie. Dit kan iemand in 'n selgroep wees, dit kan 'n selgroepleier wees, na wie jy opkyk in hulle huwelik, en jy kan by hulle sit en sê, hoorie, Stefan, help my, ek weet nie wat om hier volgende te doen nie, en as gevolg van sy verhouding met die Here, kan hy met jou sit en sê, weet jy wat, kom ons kyk wat sê die Here. Kom ek coach jou op wat die Here sê. En as dit nie vir dit was nie, dink ek sou Dawid nie noodwendig in die spilonk gewees het, en
besluit het om nie Saul se lewe te neem nie, want in daai hele mentorskap onder Samuel het hy besef, die dag wanneer dit hom toekom, en die dag wanneer die Here so besluit, sal hy die koning wees. Maar dan Dawid 'n tweede persoon in sy lewe gehad, en hierdie persoon, ek weet nie hoe algemeen dit is vir almal om so 'n persoon in sy lewe te hê nie, maar dis Nathan. Nou, hiersoos wat gebeur in Dawid se lewe, hy jag regtig aan, hy staan bo op sy dak van sy paleis, en kyk oor sy stad, en hy sien, my maggies, daar bad iemand op die dak. Nou, ek weet nie hoekom bad sy op die dak nie, maar naam was Batseba, maar sy bad toe nou daar op die dak, en hy sien toe, en hy soos, ek hou van wat ek sien, en dis een ding om te sien, dis 'n ander ding om te sê, nou begeer ek, en dis 'n ander ding om te sê, maar nou gaan ek die begeerte wat ek het, ek gaan daai honger stil, en hy, lang storie kort, hy laat haal, want hy is die koning, hy is trots, ek kan hierdie doen, en hy laat haal, en hy slaap met haar, en sy word swanger, en hy besluit toe, maar hy gaan haar man, want hy is actually getroud op die voorste linie van die oorlog sit, sodat hy verseker nie lewe nie, al wen Israel hierdie oorlog, die voorste linie oorleef nooit nie. So hy pleeg moord en niemand weet nie. Niemand weet wat Dawid gedoen het nie. Hier kom Nathan, want hy ken die stem van die Here. En hy ken vir Dawid. En hy gee nie om of Dawid 'n koning is nie. Hy's lief vir Dawid, maar hy's ook lief vir die waarheid van God oor Dawid se lewe. Daai is baie belangrik, want soms het ons vriende in ons lewens wat so lief is vir ons, maar hulle is nie lief genoeg vir die Here se waarheid oor ons lewe, dat hulle reguit met ons is nie. En Nathan kom na hom toe en hy sê vir hom, Dawid, daar's 'n ou in jou koninkryk wat dit en dit en dit en dit gedoen het. En Dawid, wat in daai oomblik toe nog nie besef wat aangaan nie, sê, waar's hierdie ou, laat ek hom doodmaak. En Nathan sê vir hom, Dawid, dis jy. Sê. En as dit nie vir daai oomblik in Dawid se lewe was nie, sou hierdie ongelooflike testimonie van Dawid se grootste fout in sy lewe, wat op die einde die grootste storie van Christus se oorwinning in sy lewe word, sou dit nie gebeur het nie. Hier is die ding julle, ons het mense om ons nodig wat bereid is om verby te kyk wat ons al in ons lewe reg gekry het. Om verby die aanvaarding wat hulle by ons kry te kyk en vir ons in die oë kan kyk en te sê, jy's nou besig om droog te maak. Hierdie is nie God se wil vir jou lewe nie. Ons het 'n akkurate bron van kritiek in ons lewe nodig. Jy het iemand nodig in 'n selgroep of iewers wat jy weet, hy gaan vir jou eerlike opinie gee. Jy gaan nie na hom toe stap en alles gaan net altyd goed en alles is net altyd great nie. Ek leer altyd die jong ouens as ons hulle leer preek, dan sê ek ouens, jy het nodig om 'n akkurate bron van kritiek te kry, want maak nie saak hoe sleg jy preek nie, daar gaan altyd hierdie een tannie wees wat na die diens jou sê, "Dit was amazing." Maak nie saak of dit jou slegste preek ooit sonder enige navorsing, ongeestelik geïnspireerd. Dis jy 5:00 die oggend opgestaan en besluit wat ek gaan preek en die preek en daai tannie gaan altyd vir jou sê, "Yes, well done Boeta, jy is 'n inspirasie." Maar dan sal ook die ander kant van die spektrum in jou lewe en ek vat nou die preek as 'n voorbeeld. Daar's altyd mense in jou lewe wat altyd vir jou gaan sê dis amazing, soos jou ma. Jou ma gaan altyd sê jy kan sing. As ons vir die worship team audisies hou, dan sê ek vir altyd, voor die tyd toe ek nog die worship leier was, dan sê ek, okay, so wanneer het jy begin sing? Nee, al van vroeg af, van 4 jaar af, okay, wanneer het jy ontdek jy kan goed sing? Nee, toe ek 6 was, wie het vir jou gesê jy kan goed sing? Nee, my ma. Ons gaan gou audisie doen, hoor. Ons gaan gou kyk of jou ma vir jou gejok het. Maar aan die ander kant van die spektrum het jy hierdie mense in jou lewens wat maak nie saak hoe suksesvol jy is en hoe gehoorsaam jy teenoor die Here is en hoe goed dit met jou gaan en wat se volwasse besluite jy maak nie. Daai ouens gaan net nooit vir jou sê, well done nie. Weet vir party van ons is dit ons paas dalk gewees. Maak nie saak wat jy doen nie, hy het net nooit gesê well done nie. As jy 90 kry, dan is dit soos hoekom het jy nie 95 gekry nie. En party van jou vriende, soms is presies so. Hulle gaan net nooit vir jou sê, hoorie sommer, actually dink ek persoonlik, jy jaag aan en jy kan beter en ek gaan jou verantwoordelik hou op hierdie. Ek het gesien wat jy doen en dit is nie aan nie. Maar ek's lief vir jou, ek's lief vir jou. Dawid het 'n Nathan in sy lewe nodig gehad. Maar die derde persoon wat hy gehad het is 'n Jonathan. Dis 'n ou wat deur dik en dun daar was vir hom. Maak nie saak nie.
Maak nie saak of Saul Dawid wou doodmaak nie. Ek bedoel Jonathan sit sy eie lewe op die spel, want as hulle gaan uitvind dat hy hom eintlik wegsteek en veilig hou en raad gee en alles, gaan hy ook heel moontlik in die moeilikheid wees, maar hy sê net luister, 'n ander dag is ek een wat in die moeilikheid gaan wees. So ek is hier vir jou, jy is my vriend, jy kan op my skouer kom huil. Ek is jou veilige plek. Jy kan enige tyd by my kom sit en ek gaan jou elke keer herinner aan wat die Here oor jou lewe sê en maak nie saak hoe af jy is of hoe sleg dit met jou gaan of hoe donker die tyd in jou lewe is nie. Ek gaan altyd sê, hierdie is wat die Here sê oor jou lewe. Ek wil jou vra, wanneer jy kyk in jou lewe en jou geestelike journey, dis een ding om deel te wees van hierdie Incredible Campus, en ek sê dis 'n Incredible Campus, want dit is 'n Incredible Campus. Ek kom by baie ander kampusse, ek kom by baie ander gemeentes, en daar's 'n spesifieke kultuur wat die Here in hierdie gemeente gesit het, waarvoor ek so ongelooflik lief is, en ek kan nie wag dat die Here die deur oopmaak, dat ons hierdie kultuur kan groei, en op 'n groter skaal dit kan doen nie. But this is not church. Hierdie is 'n stukkie van wat kerk is, hierdie is die cherry op die koek, en ek wonder as jy ooit koek bestel, by Cappuccino's, en hulle bring net vir jou die cherry, wat gaan jou reaksie wees? Wat nou? Wel, dis die beste deel. Ek het actually die hele koek bestel. Ja, maar hoekom wil jy die hele koek hê as jy die cherry kan hê? Come on. Nee, jy gaan sê, luister, ek het betaal vir die koek. Die koek is die ding wat my gaan volmaak. Hierdie stuk koek is die ding wat ek vir ander mense gaan sê, wow, dis actually waaroor dit gaan. En om hierdie hele koek te kon afsluit, was net hierdie cherry, en dit was net hierdie laaste dingetjie waar is hierdie nagedagte van hierdie dis wat ek geniet het. En dit is presies hoe dit is, rakende groeplewe. Dis presies wat dit beteken om in kleiner groepies by mekaar te kom. Julle, as Jesus Christus, wat duisende mense by mekaar gekry het met geleenthede, steeds gedink het, ouens, is belangrik dat ek 12 mense het wat op 'n gereelde basis by mekaar kom en in mekaar se lewens inspreek. En hy het geweet, luister, daar gaan 'n dag kom wat ek fisies nie meer hier gaan wees nie, maar dan julle 12 het julle mekaar nodig. En ons lees in Handelinge 2 vers 44. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in hulle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Daar's baie boeke geskryf oor gemeente groei en daar's baie boeke geskryf oor hoe moet kerk eintlik werk, maar elke boek wat ek lees en elke ding wat ek doen en elke keer wanneer ons aan die begin van 'n nuwe jaar 'n strategie kom neerlê en elke keer wat ek in 'n beradingssessie sit en ek kom op 'n plek waar ek sê, Here, ek weet eintlik nie meer wat om nou te doen nie. Ek het nou al my 6-punt plan van hoe om iemand gesond te kry het ek gedoen en ek weet nie wat om volgende te doen nie. Keer op keer is dit asof haar stem vir my sê, hierdie persoon het nou nodig om tyd te spandeer oor 'n tydperk van 'n paar jaar met 'n groep mense. Met 'n groep mense. Ons maak 'n lys, soos ek gesê het vroeër, van alles wat deur hierdie gemeente gaan en wat mense se grootste needs is en ons sit terug en ons sê, raad, wat se kursusse gaan ons aanbied om hierdie aan te spreek, wat gaan ons doen, en soos wat ons die lys maak, besef ek net, nee, ons gaan onsself weer lekker uitbrand volgende jaar. En in die volgende oomblik besef ek, weet jy, maar as elke individu in 'n klein groep is hierdie actually vernet. Is hierdie actually vernet. As 'n model wat die Here kom neersit het. Ek wil vir jou vandag sê, ek droom oor 'n Doksadae wonderboom waar die grootste hoeveelheid mense wat op 'n Sondag by mekaar kom, weekliks in 'n kleiner groep by mekaar kom. En ek besef, julle, ek self is 'n introvert. In die week, terwyl ek op hierdie ongelooflike geleentheid is, waar ek liedjies skryf, nou bel ek my vrou en dan sê ek vir, dit is als my, hoe gaan dit daar? Jy weet, ek is 'n introvert, dit is vir my maar moeilik. Ek weet nie of jy my glo nie, maar ek is actually 'n groot introvert. As ek in 'n kamer instap waar ek niemand ken nie, dan is ek so 'n bietjie awkward. Dan gaan staan ek daar in 'n hoekie agter die plant. En dan kyk ek die mense eers so rukkie uit, jy weet. En ek weet van julle sit hier en sê, ja, dis ek daai. Maar as jy dit net 'n kans gee en sê, weet jy wat, ek wil commit tot iets, want ek weet, hier is wat die woord van die Here vir my geleer het, wat ek veronderstel is om te doen, dan droom ek oor 'n kampus waar die grootste hoeveelheid mense in klein groepe betrokke is. Want ek is
heilig oortuig, dis waar mense gesond word. Ons gaan elke week vir jou 'n storie wys voordat ons die boodskap afskop van wat in ons klein groepe aangaan. Op hierdie stadium op 'n Sondag gemiddeld is ons so 600 mense en ons is so 50 mense in klein groepe. Wat bietjie minder as 10% is. En ek dink by myself, as die stories wat ons tans uit ons klein groepe uitkry van hoe mense belong en hoe mense gesond word en hoe mense inspraak in hulle lewens ervaar en hoe mense nabyheid ervaar en hoe mense deur moeilike tye gaan en mense is daar vir hulle, dink ek by myself, imagine 50% van ons gemeente is in klein groepe betrokke. En ek besef die eerste rukkie is mense weird en mense is vreemd en jy voel so of ek weet nie of ek jou trust nie en ek weet nie heeltemal of ons saam gaan braai nie. Maar ek wil vir jou sê, baie klein persentasie van kere al ooit gebeur wat iemand vir my gesê het, hoorie, kan ek asseblief skuif na 'n ander klein groep toe. Die mense is weird. Maar dan in die week het die leier my gebel, hoorie, kan jy hierdie ou skuif na 'n ander klein groep toe, hy's baie weird. Everybody is somebody's weirdo, en as jy nie weet wie dit is nie, dan is dit jy. Ek is oortuig dat klein groepe is die plek waar mense leer om lief te hê. Want ons het baie keer die prentjie van kerk van ek gaan net met almal oor die weg kom. Almal gaan net lief wees vir my en ek gaan net lief wees vir almal en solank ons genoeg Bybel lees, gaan ons net altyd saamstem met alles. Ek wil vir vandag sê die plek waar ek die meeste konflik in my lewe al gehad het. En ek het in 'n interessante huis groot geword. Daar was genoeg konflik. Was in kerk. Want kerk is die plek wat ons 'n leerskool maak van luister. Jesus is die middelpunt van hierdie ding. En niemand is perfek nie. Kerk is die plek waar jy leer om met 'n verskeidenheid van verskillende opinies en persoonlikhede te werk. Kerk is die plek waar ons agterkom, weet jy wat, al gaan ons deur die beste in ons lewe of deur die slegste, en al is daai persoon die persoon met wie ek laasweek nie lekker saamgestem het nie, wanneer ons glo dat Jesus Christus die middelpunt is van hierdie gemeente, dan kom ons by 'n plek waar ons sê, soos wat die Galasiërs sê, dat ons die wet van die Nuwe Testament nakom wat sê, ek is hier en ek is lief vir jou. Ek wil ten slotte wil ek jou vanoggend vra, net een ding. As jy nou 'n lys moet maak van die 4 mense, net 4. Jesus het 12 mense gehad en in daai groep het hy 4 mense wat baie naby aan hom was. As jy vir my kan sê, luister, hier is 4 mense met wie ek gereeld by mekaar kom, wat lief is vir die Here, wat sy woord ken, en wat liewer is vir die Here as wat hulle vir my is, maar wat so droom oor die Here se wil oor my lewe, en jy moet 'n lys maak. Moet ek vra, wie gaan op daai lys wees? Joe Black het hierdie ding wat hy vertel, en by ons manne aand het hy dit ook vertel, van 'n begrafnis waar daar 6 mense is wat die kus dra. En dit is so sad dat daai selfe 6 mense nie noodwendig daar was om die ou te dra toe hy nog gelewe het nie. En ek dink baie keer is dit nie dat die mense nie daar is nie, ek dink ons maak nie die nie duidelik vir mense om ons en sê, hoor hierso, ek wil actually hê ons moet inspraak met mekaar sê. Ek wil nie net saam met jou braai nie, ek wil saam met jou bid. Dis een ding om braai chommies te wees, is 'n ander ding om bid chommies te wees en te kan sê, weet jy wat, hier is die ouens op my lysie. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, weet jy wat, ek kan nie daai lysie maak nie. Ek kan een opsit, kan maksimum 2 mense opsit. Dan wil ek jou vra of jy nie net die volgende 4 weke tydens hierdie reeks wil toelaat dat die Heilige Gees met jou praat, rakende 'n dieper commitment in hierdie gemeente, rakende klein groepe nie. Aan die einde van hierdie reeks maak oor 4 weke klaar, het ons 'n klein groep, 'n info aand. Dis niks commitment nie, jy kan kom check, jy hoef nie, dis nie as jy daar is, dan maak ons jou vas en dwing jou om deel te raak nie. Dis 'n aand waar ons sê, luister, hierdie is hoe klein groepe werk. Hierdie is die testimonies wat uit klein groepe uitkom. Hierdie is hoekom ons klein groepe doen. Ek wil jou net vra vandag ten slotte om te sê, Here, my hart is oop vir dit. En my persoonlike rede is hoekom ek tot nou toe nog nie in 'n klein groep is nie, kom skuif 'n kant toe. Ek wil kom gehoorsaam wees teenoor u model van kerk. Ek wil kan sê, wanneer ek deur iets moeiliks gaan, hier's onbetwyfeld 4 mense om my. Ek weet wat lief is vir die Here. Daar is vir my en ek kan daar wees vir hulle. Ek wil vandag vir jou sê, dis die enigste manier hoe kerk ooit gaan werk. Dis die enigste manier hoe kerk gaan werk. Ons is 'n voltydse span, ons is 7 mense op die voltydse span, waarvan 'n klomp baie jonk is,
Wat die volwassenes aanbetref, is dit net ek wat bedien na die volwassenes toe en dan het ons klein groep leiers. Jy gaan nooit in 'n kerk wees waar die pastoor by elke liewe persoon ooit uitkom nie. Hy gaan jou teleurstel, want dit is net onmoontlik. Hier is die ding, Jesus kon dit nie eers regkry nie. Ja, hy het events gehad waar baie mense bymekaar gekom het, maar toe het hy besef, luister, ek het 12 mense nodig om hierdie hele droom verder te vat, want ons het nodig om kerk op te breek en te sê, waar kom die hande bymekaar, waar kom die voete bymekaar, waar kom die ore bymekaar, en waar kom elke deel van die liggaam bymekaar. Ek is oortuig dat as ons in volgende jaar passie vir klein groepe aan die brand kan kry in hierdie gemeente, is ek sonder twyfel sê ek vandag vir jou, groei ons hierdie gemeente nie net in getalle nie, maar in diepte, in geestelike diepte. En dit is nie hierdie ongelooflike nice strategie nie. Dit is, maar dit kom absoluut net van Jesus Christus af. Dit is nie iets wat mense uitgedink het nie. Ek wil vra vir die band om op te kom, terwyl ek vir ons bid. Vader, dankie dat ons Here, vanoggend net kan kom besef, Here, hoe kerk veronderstel is om te lyk, Here. Kerk is nie die plek waar ons veronderstel is om te kan wegraak in die massa nie, Here. Vader, kerk is die samekoms van die heiliges, Here. Is die gemeenskap van die heiliges, Here. Gemeenskap is iets wat gebeur wanneer ons naby aan mekaar staan, Vader. Vader, ek bid so, Here, dat die hart agter hierdie hele reeks, Here, en waarmee ons besig is, sal val in elke individu se hart. Here, soos ons hier so sit, bid ek, Here, dat U vir ons kom wys, wie is my Samuel, Here? Here, wie is my Nathan? Here, wie is my Jonathan in my lewe? En Vader, dankie dat ek nie in vrees hoef terug te sit en te besef, weet jy wat, daar is actually nie hierdie mense nie, Vader, maar dat U sê hierso, vertrou my. Vertrou my. Here, ek sien in my gees, Here, soveel van ons, Here, hier vanoggend, wat krippel loop. Soveel van ons wat nie kan sien, Here, en ons wil by U uitkom in sekere dinge in ons lewens, maar ons kan nie, want ons kan nie sien nie, Here. Vader, en ek sien net hierdie prentjie van hoe mense om ons kom, en hoe ons om mekaar kom, Here, en aan die hand vat. En hoe U 'n groep mense stuur, Here, om 'n dak oop te breek, sodat die wil van Jesus Christus in ons lewens manifesteer. Vader, dankie dat al hierdie dinge waarvoor ons U vertrou, nie is sodat hierdie gemeente groei nie, maar Here, dat U koninkryk op aarde sal kom, soos dit in die hemel is. Dankie dat ons U kan vertrou, Here, vir 'n familie op missie. Here, U sien die gebrokenheid in ons stad, U sien die gebrokenheid in ons gemeenskap en in ons omgewing. U kom in U gee strategie. Dankie, Here, daarvoor, in die naam van Jesus.